So die skrifgedeelte waar ons vandag in is 1 Tessalonisense 4 en vandag is 'n mondvol. Ons gaan deur die hele Tessalonisense 4 gaan, 1 Tessalonisense 4 gaan. So ek gaan dit so goed as moontlik probeer oordra met nie te veel tyd wat ek wil in dit spandeer nie, want dit is regtig 'n mondvol. Maar ek wil vir jou vra voordat ons lees, wat dink jy motiveer 'n 100 meter atleet? As jy kyk na 'n Olimpiese spele 100 meter atleet, hy werk vir 4 jaar lank om iewers te uit te kom by die Olimpiese spele, te kwalifiseer en net 10 sekondes. Dalk, ek weet nie wat is die rekordtyd nou nie, om en by 9 sekondes, tussen 9 en 10 sekondes, net daai tyd daar te spandeer. So vir 4 jaar werk hy om net 9 tot 10 sekondes te spandeer by die Olimpiese spele. Wat dink jy motiveer hom om elke liewe oggend op te staan, elke dag die moeite te doen om te volhard in dit? Dit is die hoop dat hy moontlik die ene gaan wees wat eerste gaan wees in daai resies. En elke dag kies hy om op te staan. Wat het jou vanoggend gemotiveer om op te staan? Wat motiveer jou môreoggend om op te staan? Wat is dit in jou lewe wat vir jou hoop gee, dat jy wil aanhou in die wedloop van die lewe? 'n 100 meter atleet wat 'n wêreldrekordhouer is, wat hom motiveer is daai 10 sekondes op die veld. Dis wat hom motiveer. Hy doen alles wat hy doen vir daai 10 sekondes. Ek en jy het dalk 80 tot 100 jaar op hierdie aarde. Van ons dalk bietjie minder, van ons dalk meer. 80 tot 100 jaar vir ewigheid. Daai som kan nie vergelyk word eers nie. Wat motiveer jou om in die oggend op te staan, om aan te gaan in hierdie wedloop van hierdie lewe? Want daar kom 'n dag wat elkeen van ons se streep getrek is, wat ons nie meer in hierdie wedloop is nie. En wat lê dan vir elkeen van ons voor? My vraag aan jou vanoggend is jy hoopvol of is jy hopeloos? Staan jy vanoggend op, want jy moet maar opstaan en jy moet deur die dinge van die lewe gaan? Of staan jy op en jy weet, dit is 'n goeie dag. Hierdie is die dag wat die Here gemaak het. En jy het hoop vir die toekoms. Die lewe is moeilik en dit is uitdagend. Maar het jy hoop vir die toekoms? As jy nie voel dat daar hoop is nie, dan het jy eintlik nie 'n toekoms nie. Want wat hopeloosheid kom doen is, dit steel jou toekoms. En jy sê, hoekom moet ek aangaan? Hoekom moet ek doen wat ek doen, elke dag? Vir wat doen ek dit? Ek was op 'n call op so 'n plek gewees. Ek het gewerk vir 'n meule in Durban en ek het net gewerk. Maak nie saak as hulle sê oortyd ek werk. As hulle iemand kort het ek gekom, ek het kom werk. Ek het gewerk en ek het gewerk en ek het gewerk. En ek het geld bymekaar gemaak want ek wil die wêreld getoer het. Dit was my grootste begeerte en ek het gesê die dag as ek aftree, gaan ek die wêreld toer. En die vrou wat die administrasie doen by die meule, sy sou aftree daai jaar, einde van daai jaar en die jaar daarna sou sy Portugal toe gegaan het. Na haar kleinkinders toe, sy sien hulle nie, sy sien hulle baie min. So sy spaar alles wat sy het, sy's besig om reg te maak om Portugal toe te gaan en sy kry kanker. En al haar geld spandeer sy om hierdie kanker te veg. En ek staan daar in die meule en ek sê, hoekom doen ek wat ek doen? Nou dit was nog voordat ek werklik tot bekering gekom het. En ek besef, ek sê, dis nie, ek wil nie my lewe lank werk, net om hopelik iets eendag te doen. En die dag as ek dan wil aftree, dan gebeur iets soos dit nie. En ek pak my goed, ek sê vir hulle, ek maak klaar, en ek het die wêreld tot 'n mate gaan toer, totdat ek
die Here raak geloop het in Skotland en hy het my hele lewe verander. Maar wat gee vir jou hoop? Want as jy nie hoop het nie, dan gaan jy nie kans sien vir wat voor lê nie. Jy gaan nie kans sien om die moeilike tye deur te gaan nie. As jy nie hoop het nie, gaan jy nie strewe na die roeping wat God op jou lewe het nie, omdat jy hopeloos is. Maar die vraag is, waartoe roep God my en jou? Is daar iets wat hy ons na toe roep? Kom ons lees wat sê 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 1 tot 3. Verder dan broeders, vra en vermaan ons julle in die Here Jesus, dat julle soos julle van ons geleer het, hoe julle moet wandel en God behaag, nog oorvloediger mag wees. Want julle weet watter bevele ons julle deur die Here Jesus gegee het, want dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle heel moet onthou van die hoerery. So, die fout wat ons baie keer maak is, ons probeer kyk hoe naby ons aan die wêreld kan lewe, hoe naby ons kan lewe aan die manier hoe ons gelewe het voor bekering en nog steeds saam met die Here probeer wandel. Ons sê, wat is die minste wat ek uit my lewe uit moet sny, sodat ek nog steeds 'n Christen kan wees, maar nog steeds deel van die wêreld kan wees. As jy daai mentaliteit het in jou werk, wat is die minste werk wat ek moet doen om my werk te bou? Hoe dink jy gaan dit vir jou uitwerk? Dit gaan nie baie goed uitwerk nie. Want elke week gaan jy dit bietjie meer en meer begin toets. Dis nooit 'n plek wat jy net gemaklik is met dit nie. Dis altyd, hoe min kan ek doen? Hoe ver kan ek hierdie ding druk? En as jy jouself bevind, dan sit jy sonder werk en jy wonder hoe dit gebeur. So, my versoek aan jou is, as dit jou denkwyse is om te vra, hoe min kan ek doen, nie net in my werk nie, in die lewe, hoe min kan ek doen, dan wil ek jou vandag versoek om dit te oorweeg. Want dit spoel oor in jou geestelike lewe. Dink vir jouself in 'n 100 meter atleet wat daai gedagte het, wat is die minste wat ek moet doen om die beste te kan wees? Dink jy hy gaan die beste wees? Verseker nie. Binnekort is hy nie eers meer 'n 100 meter atleet nie. Moet nooit jouself vra, wat is die minste wat ek kan doen om 'n Christen te bly nie. Want as jy jouself bevind, dan is die Here nie eers meer vir jou 'n prioriteit nie. Hy is nie eers meer op jou gedagtes nie. Want as ons die minste wil doen, gaan dit veroorsaak dat ons net minder en minder begin doen. As jy die beste 100 meter atleet in jou skool is dit goed genoeg? Of het jy begeerte om die beste 100 meter atleet in jou distrik te wees? En as jy dan die beste 100 meter atleet in jou distrik is, wil jy nie dalk die beste 100 meter atleet in Suid-Afrika wees nie? En dalk dan in die wêreld. Want jy doen nie wat jy doen om te verloor nie. Gaan jy mee deel, maar net om deel te neem? Of wil jy goed wees in wat jy doen? Wil jy jou beste gee? En almal se beste is nie noodwendig om eerste te wees in die 100 meter atleet nie. Maar as jy kies om dit te doen, doen jy dit tot die beste van jou vermoë, of doen jy dit maar net, want ek het niks anders om te doen nie. As jy 'n Christen, want jy het niks anders om te doen nie. Het jy nie iets anders om te doen op 'n Sondagoggend nie. Ek is seker, ons kan aan baie goeders dink. Maar ek seker, dat as die Here vir jou 'n begeerte is, as jou verhouding met hom belangrik is, dan wil jy tyd saam met hom spandeer. Jy wil tyd saam met medegelowiges spandeer. Pas ons daai mentaliteit van om die beste te wil wees in wat ons kan wees toe in ons geestelike lewe? Wat dink jy gaan 'n 100 meter atleet sê as iemand na hom toe kom, hey, raak 'n bietjie rustig, jy hoef nie so hard te oefen nie. Is nie nodig vir jou om sukses te behaal nie. Is nie nodig vir jou om alles te gee om dit te maak nie. Wat dink jy gaan daai atleet dink? Hy gaan sê, daai ou, ek loop draai om as hy naby my kom, want hy gaan my demotiveer.
Hy gaan my wegtrek van die plan en die doel en die visie wat ek het vir my lewe. Maar wat gebeur partykeer met ons as Christene? Moenie jou geloof te ernstig opvat nie. Het julle dit al gehoor? Moenie te ernstig wees vir jou geloof nie. Of moenie wees versigtig om te heilig te probeer lewe. Ek weet nie wie van julle het dit al dalk gehoor nie. Nou ek wil vir jou sê, daar is 'n verskil tussen om skynheilig te wees en om heilig te wees. En ons gaan bietjie daarna kyk. Maar my vraag aan jou is, wonder jy wat is God se wil vir jou lewe? Of weet jy wat is sy wil vir jou lewe? En as jy wonder vanoggend, wil ek hê ons moet net daai gedeelte weer lees in vers 3, want hy sê, want dit is die wil van God, julle heiligmaking. Wanneer jy die woorde hoor, wat is die wil van God, waartoe gaan jou gedagtes onmiddellik? Wat jy moet doen vir hom? Wat se werk jy moet doen? Wat se beroep jy in moet wees? Maar Jesus sê hy, die wil van God is julle heiligmaking. God is nie primêrliks geïnteresseerd met wat se beroep jy mee besig is, of wat se veld jy in gaan beweeg, of jy 'n dokter gaan word eendag, of jy 'n dokter is nie. Wat God baie meer in geïnteresseerd is jou karakter. God gee baie meer om oor hoe jy iets doen, as wat jy doen in die lewe. Want as jy iets doen met karakter en integriteit, dan gaan jy enigiets wat jy eintlik aanpak, goed aanpak. Skills kan geleer word. Enige iemand kan geleer word om ietsie te doen. Dit gaan partykeer vir party mense net langer vat as vir ander, maar dit kan geleer word. Maar jou karakter kan ek nie vir jou leer as jy 'n volwassene is nie. Karakter word gebou van 'n kindsbeen af. Karakter word gebou oor of jy gaan doen wat die woord van die Here sê en of jy dit nie gaan toepas in jou lewe nie. Iemand wat goeie karakter het, kan jy weet, gaan die regte ding doen. God gee nie om oor wat jy alles op aarde bereik nie. God gee meer om oor soos wie jy begin lyk, as oor wat jy bereik. Lewe ons om soos Christus te lyk? Want dit is wat die woord Christian beteken. Christ-like. Dit is die begeerte wat God het vir elkeen van ons in hierdie wêreld. Nou as ons kyk na die woord heiligmaking, in Engels noem hulle dit sanctification. Dit is 'n proses om heilig te word. Want ek weet nie of dit 'n emmer koue water oor jou gaan wees vanoggend nie, maar jy was nie heilig gebore nie. En ek was ook nie heilig gebore nie. En my kinders is verseker nie heilig nie. Ek sê vir jou, die eerste kans wat hulle kry, dan kom die sondige natuur uit. Dit is net waar ons ingebore is. Ons is gebore in sonde. Ons is nie heilig gebore nie. Ek lag gister, my vrou vertel my, my jongste dogter Alana het 'n ryskoekie, en ewe skielik is hier ryskoekie klaar. En Alcrozaan vra vir haar, het jy die ryskoekie vir die hond gegee? Ja. En Alcrozaan sê, regtig? Nee. Soos hy kyk na 'n uitdrukking van haar gesig om te bepaal of die antwoord reg of verkeerd is. Sy sê, het jy hom vir Noah gegee? Ja. Het jy hom regtig vir Noah gegee? Nee. So sy verander na die uitdrukking van my vrou se gesig. So ek is oortuig sy het dit vir die hond gegee, maar ons weet nie heeltemal wat sy gedoen het met hierdie koekie nie, want sy antwoord jou op dit wat sy in jou gesig sien. En sy is maar 3 jaar oud. So nou is dit die pad om te stap met haar, om die regte ding te doen, al is dit nie altyd lekker om die regte ding te doen nie. Maar dit is karakter wat gebou word in iemand se lewe. In Hebreërs 10 vers 10 sê dit dat ons is heilig as gevolg van die prys wat Jesus betaal het aan die kruis. Ek is dankbaar dat hy daai prys betaal het aan die kruis. En dat ons heilig gesien kan word oor dit wat hy gedoen het aan die kruis.
Maar beteken dit dat ons nou net niks verder hoef te doen met ons lewe nie? Of beteken dit, as gevolg van dit wat hy gedoen het, nou het ek die voorreg om hierdie pad van heiligmaking te stap, toe te laat dat die Here my begin transformeer van binne af buitentoe. God se wil vir jou lewe is om 'n lewe te lei van heiligmaking. Moenie probeer uitfigure wat se werk wil hy hê moet jy doen, wat se beroep jy in moet wees, of wie jy moet trou, of al hierdie goeters nie. Fokus daarop om te sê, Here, ek wil 'n pad van heiligmaking stap. Ek wil heilig wees en daaruit sal alles anders te kom wat jy nodig het. Hoe laat dit jou voel as jou kinders goeie maniere het sonder dat jy hulle gevra het, sonder dat jy iets hoef te gesê het? Hulle gaan en hulle gaan groet iemand of hulle kry iets en hulle sê dankie en jy hoef nie te gesê sê dankie nie. Dit laat jou goed voel. Dis jy's trots oor jou kinders wanneer hulle so ietsie doen, is dit nie? As jy indink as kind, as jy iets goeds gedoen het en jou ouers het vir jou gesê, "Wow, dit was goed." Hoe het jy gevoel? Ook trots. Jy was bly oor dit. En dis hoe ons funksioneer as mense. Ons is trots wanneer iemand iets goeds doen. Maar geniet jy dit as jou kind ongeskik is of ongemanierd is? Of stel hulle jou dan baie keer in 'n verleentheid? Ek onthou daar was 'n dag gewees en ek's graad 8, graad 9 gewees en ons is in die kerk gewees. My ouers bly in Botswana en hulle het kom kuier en kyk, die eerste beste kans wat ek gekry het ek geslaap. Ek het slaap 'n bietjie hopeloos te veel lief gehad. En ons is in die kerk en ek sit op die hoek en my kop knak so en hy knak net so 'n bietjie te lank en ek val van die stoel af. En ek stel my pa in die grootste verleentheid wat hy seker al beleef het, want dit is nie net almal het gesien ek val van daai stoel af. En ek wil op die stoel terugklim, hy sê jy sit nie weer hierso nie, gaan uit. Jy kan nie weer hierso sit nie. En na die diens kom praat hy met my en hy sê dit was die grootste verleentheid wat jy my al ingesit het. En ek het sleg gevoel in daai oomblik. Sit ons partykeer nie God in 'n verleentheid deur hoe ons reageer of hoe ons dinge doen in ons lewe nie. Ek dink ons doen partykeer. Ek weet verseker ek het al. Ek weet verseker ek doen partykeer nog steeds. Want niemand van ons is hierso perfek nie. Maar omdat ons nie perfek is nie, beteken dit dat ons nie daarna moet strewe om heilig te lewe en reg te lewe voor die Here nie. Paulus sê in vers 1 iets baie interessants. Hy sê, kom ons lees wat sê hy vers 1. Hy sê, soos julle van ons geleer het, hoe julle moet wandel en God behaag, nog oorvloediger mag wees. Is heiligmaking besig om in jou lewe plaas te vind? Is jy besig om oorvloedig te raak in die pad wat die Here het om wat jy besig is om te stap? Die gevaar met skynheiligheid is dat ons iets probeer doen wat ons nie regtig is nie. So hoe verhoed ons dit om skynheilig te raak en maar eerder heilig te raak? En ek wil vir jou vandag sê, dit is nie iets wat jy gaan forceer of probeer manipuleer of verdraai nie. Hoe meer tyd jy met die Here spandeer, hoe meer gaan jy begin lyk soos wat hy lyk. Hoe meer gaan jy begin dink soos wat hy dink. Hoe meer gaan jy heilig raak in jou wandel oor dat jy besig is om te verander in wie Jesus is. Dis nie ietsie wat jy manipuleer nie. Het jy al gesien hoe ou mense, ek praat van baie ou mense, so 80, kom ons gaan nog ouder, 90, 100 jaar, hoe hulle na mekaar begin lyk? Het julle dit al gesien? Dis regtig. Ek weet nie of julle dit al opgelet het of ek nou wie nonsens staan en praat van die vooraf nie. Maar hulle begin nader aan soos mekaar praat, hulle begin nader aan mekaar, hulle trekke raak nader aan mekaar. Wil jy nie meer soos Christus lyk nie? Ek wil verseker.
Maar ek wil dit nie op 'n skynheilige manier doen nie. Ek wil dit doen soos wat hy wil hê dit moet plaasvind in my lewe. Ek wil dit doen deur om tyd met hom te spandeer en te verdiep in my verhouding met hom, om meer soos hom te word. Kom ons lees wat sê Paulus verder in vers 4 tot 10. Dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer, nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie, dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie, omdat die Here 'n wreker, in Engels daai wreker is avenger, en is oor al hierdie dinge, soos ons aan julle ook van tevore gesê en betuig het. Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom, hy wat dit verwerp nie 'n mens nie, maar God, wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. Oor die broederliefde het julle nie nodig dat ons julle skrywe nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. En julle doen dit ook aan al die broeders in die hele Macedonië. Maar ons vermaan julle broeders om oorvloediger te wees en julle eer daarin te stel om rustig te lewe en julle eie sake te behartig en met julle eie hande te werk soos ons julle beveel het. Ek is so een vers verby daarso. Maar voordat jy wil trou, voordat jy eers oorweeg om te trou, is my vraag aan jou, is jy besig om 'n lewe van heiligmaking te stap? En is jy besig om 'n eerbare lewe te stap met God? Want dit gaan jou toekomstige lewensmaat bepaal. In die sin van, wil jy heilig en eerbaar lewe vir die persoon wat jy eendag gaan ontmoet? Dat jy kan sê, ek het werklik my lewe reg gelei voor die Here. En om die woorde te hoor dat hy of sy ook moontlik het. Dit is iets wat elkeen van ons na toe moet strewe. Dit is my begeerte vir my kinders. Dit is waarvoor ek vir hulle mans en vrou bid. Dat hulle sal kies om die weg van die Here te stap en nie gelykvormig te raak aan hierdie wêreld nie. As jy getroud is, as jy dan iemand kry met wie jy trou, is jy nog steeds besig om eerbiedig en heilig te lewe teenoor God en daai persoon. Want daar gaan versoekings kom. Ek waarborg jou dit. Daar gaan uitdagings kom. So dit stop nie die dag as jy trou nie. Dit raak nie makliker nie. Dit stop nie voordat jy getroud is nie. Dit is konstante pad wat ons stap, maar God wil hê ons moet in heiligheid en eerbaarheid lewe in elke aspek van ons lewe. Nie net in ons huwelik nie. Want ons kan nie dit kompartmentaliseer nie. Ons moet sê, Here, ek wil heilig lewe in elke aspek. Jy kan nie wil heilig lewe by jou in jou huwelik, maar jy sê by die werk, nee, ek gaan dit doen soos wat ek wil. Ek gaan dit doen soos wat die wêreld dit goed dink nie. Ons moet in elke aspek van ons lewe daarna strewe om heilig te lewe. Want hy gaan dan verder en hy sê, jy moenie jou broeder bedrieg of benadeel nie. Sit jy dalk hier en jy voel benadeel? Voel jy te nagekom? Voel jy ingedoen of bedrieg in 'n situasie wat iemand jou ingedoen het? Dalk iemand wat sê hy's 'n Christen. Ek is seker, ons het dit al almal beleef. Wat se plan is jy mee besig om daai reg te stel? Om daai kwaad wat aan jou gedoen het, te vergeld. Want ons almal wat dit al beleef het al gedagtes gehad, hoe gaan ek hierdie ou terugkry? Hoe gaan ek hierdie regstel? Wees versigtig dat jy nie God se werk probeer oorvat nie. Los dit in die Here se hande. Want wie kom die wraak toe? Ek wil graag hoor wat julle sê. God.
Wie is die ene wat in hierdie gedeelte 'n venge of 'n wreker is? God. Hy is die ene wat sal regstel dit wat nie reg is nie. So hoekom probeer ek en jy om sy werk te doen? Hoekom probeer ek en jy om dit beter te doen as wat ons dink, of ons dink ons kan dit beter doen as wat hy dit sal doen, of hy vat te lank? Ons moet versigtig wees om nie die wraak te probeer terugvat van die plan wat die Here het nie. Nou ek sê nie hierso laat ongeregtigheid geskied nie. Ek sê nie hier dat dit oor jou geloop word nie. Ek sê nie hier moenie jou familie beskerm nie. Ek sê nie hier enigsins dis oukei vir die slegte goed wat gebeur nie. Maar wanneer daar wraak in jou lewe gebeur het, moenie wraak met wraak probeer vergeldig nie. Moenie iets slegs probeer vergeldig met nog iets slegs nie. Ek waarborg jou, God kan dit baie beter doen as wat jy dit kan doen. Maar weet jy wat is die interessante ding van wie God is? Jesus kom en hy sterf vir ons aan die kruis. Hy kom om versoening te bring tussen 'n heilige God en 'n sondige mens. So as jy moontlik die Here gaan toelaat om die ene te wees wat wraak neem, gaan daar dalk restaurasie plaasvind in daai verhouding. Maar ons is nie altyd reg vir restaurasie nie. Ons is nie altyd reg vir herstel nie. Hoekom? Want ons voel, ons wil dat geregtigheid moet geskied. Hierdie ding moet uitdraai, nie soos wat God wil hê dit moet uitdraai nie, soos wat ek wil hê dit moet uitdraai. So daai ou moet betaal vir wat hy gedoen het. Maar God se hart is meeste van die kere eerder versoening. Hy wil eerder verhoudings probeer herstel. Beteken dit dat dit oukei is wat gebeur het? Nee. Daar moet rekenskap gegee word vir die kwaad of die sleg wat gebeur het. Maar wees bereid, wanneer daai rekenskap gegee is, dat jy weer daai verhouding moontlik moet versoen. En dat jy oukei daarmee moet wees. Daar gaan moontlik mense in die kerk sit, wat jy mee nie 'n goeie pad gestap het dalk in die verlede nie. Is jy oukei om te versoen in die proses? Dat die Here die ene is wat moeilike situasies uit sal sorteer, dat die wraak wat jy dalk voel of die sleg wat in jou gedoen is, dat hy dit sal kom uitsorteer en herstel en regmaak. Want eendag hoop ek gaan almal van ons in ewigheid saam met hom wees. En dalk daai persoon wat iets aan jou ook gedoen het. Ons kan nie daar sit en kwaad wil wees vir die persoon nie. Dis nie hoe dit werk nie. Ons moet kan laat gaan. Want weet jy wat doen dit aan ons as ons nie kan vergewe of ons kan nie laat gaan nie? Dit verbitter jou en daai persoon gaan aan met sy lewe. En jy kan nie aanbeweeg nie, want jy hou vas aan iets wat besig is om jou lewe te verwoes. Paulus sê iets interessants hierso in vers 7. Hy sê, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Met wie praat Paulus hier in hierdie brief? Ongelowiges of gelowiges? Gelowiges. So hy sê vir elkeen van ons, eerstens die kerk van Tessalonisense, maar vir elkeen van ons sê hy, ek roep jou na heiligheid. Ek roep jou uit 'n plek van onreinheid na 'n plek van heiligmaking. Ek wil vir jou sê vandag, die wedloop van heiligmaking is 'n lewenslange wedloop. Die dag toe jy sê, Here, ek gaan nie meer in my eie krag nie, ek gee oor aan U, toe begin daai wedloop van heiligmaking, wat jy minder begin lyk soos die wêreld en meer begin lyk soos hy. Maar wat is jou motivering om te volhard in hierdie wedloop van heiligmaking? Hoekom wil jy aanhou om die pad met die Here te stap? Hoekom wil jy volhard tot op die einde toe? Paulus sê iets interessants in vers 8. Hy sê daarso, daarom hy wat dit verwerp nie 'n mens nie, maar God, wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. God roep elkeen van sy kinders na heiligmaking. Ek is net die ene wat die boodskap bring. Asseblief moenie die boodskapper skiet nie. Die Here is die ene wat hierso sê, ek wil hê
dat julle heilig moet lewe. Jy kan dit verwerp vanoggend en sê, ek stem nie met dit saam nie. En dis jou keuse. Maar jy verwerp nie hier 'n mens nie. Paulus sê hierso spesifiek, as jy dit verwerp, verwerp jy dit wat God wil hê vir jou lewe. Verder gaan Paulus aan en hy sê oor broederlike liefde hoef ek niks vir julle te sê nie. Julle doen goed in die broederlike liefde wat julle uitleef. In die hele Macedonië is julle bekend vir die broederlike liefde wat julle het. Maar hy sê vir hulle hierso iets interessants. Hy sê, mag julle meer oorvloedig wees in dit. Want wat gebeur wanneer ons iets goeds begin doen? Ons is geneig om hoogmoedig te raak. Ons is geneig om te sê, nee, ek doen hierdie goed. Daai persoon, hy doen dit nie so goed nie. So ons kan baie maklik hoogmoedig raak. Want daar is verseker aspekte in elkeen van julle lewe waar julle al oorwinning in beleef het. Wat nie vir jou 'n struikelblok is nie. Dit is nie vir jou 'n uitdaging nie. Maar dan is daar 'n ander persoon wat dit 'n uitdaging vir is. Hy sukkel met daai in sy lewenswandel met die Here. En dan kan ons baie maklik hoogmoedig raak. Maar wat sê Paulus hierso? Hy sê, moenie hoogmoedig raak. In my woorde sê ek dit nou. Moenie hoogmoedig raak nie. Raak meer oorvloedig in die liefde. Hy sê, dit wat jy doen, great. Ek is bly, julle doen dit goed. Maar raak meer oorvloedig in die aspek. My vraag weer aan jou gaan wees, is hoekom gaan jy volhard in hierdie wedloop, wat die Here elkeen van ons na toe roep? Hoekom gaan jy aanhou hierdie wedloop hardloop, dag na dag, elke oggend opstaan, om te volhard in hierdie proses wat die Here ons na toe roep, van heiligmaking? Kom ons lees, wat sê Paulus in die laaste gedeelte vanaf vers 11 tot 18. En julle eer daarin te stel om rustig te lewe en julle eie sake te behartig en met julle eie hande te werk, soos ons julle beveel het, sodat julle welvoeglik kan wandel teenoor die wat buite is en aan niks behoefte mag hê nie. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle, deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal, met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. As jy gewonder het, wat gaan jou laat aanhou om hierdie pad te stap, wat die Here vir jou voorberei het? As jy gewonder het, hoekom jy in die oggend gaan opstaan en aanhou, hier is jou antwoord. Die hoop van die wederkoms van Jesus. Want eendag gaan hy weer terugkom. Maar dit is baie keer maklik om hierdie hoop te hê, en dan begin ons dinge doen met hierdie hoop wat op pad is, en ons begin nie eintlik meer lewe vir nou nie, ons lewe vir die hoop wat goed is, maar ons raak nie meer nutvol in die oomblik nie. Want dit is wat gebeur het met hierdie kerk in Tessalonisense, want hy vermaan hulle hier in vers 11, hy sê, en julle eer daarin te stel om rustig te lewe, en julle eie sake te behartig, en met julle eie hande te werk, soos ons julle beveel het, sodat julle welvoeglik kan wandel teenoor die wat buite is, en aan niks behoefte te mag hê nie. So hulle het hierdie hoop op die wederkoms. En hulle sê, nee, maar dan moet ons maar ontslae raak van alles wat ons het. Maar wat gebeur in daai proses? Hulle het nou nie meer regtig gewerk nie,
Hulle het nou nie meer huis nie. Hulle het nou te veel tyd op hulle hande. So nou begin hulle 'n bietjie gesels. Want wat gebeur as jy te veel tyd op jou hande het? Ons wil oor ander mense se goeders begin praat. Ons wil begin skinder. Ons wil begin ander mense oordeel oor hoe hulle dinge doen. Maar wat sê hy vir hierso? Hy sê, julle moet rustig lewe, julle eie sake behartig en met julle eie hande werk. As jy besig is met jou eie dinge, dit wat die Here jou voorgeroep het om te doen, as jy besig daarmee is, dan het jy nie tyd om na ander mense se stories te luister oor wat fout is of wat aangaan nie. Maar wat as iemand met jou 'n storie deel oor iemand anderste? En is baie maklik dat dit 'n kinderstorie kan word. Ek wil jou aanmoedig, bid vir daai persoon in die oomblik. Wanneer jy iets hoor oor iemand anderste, moenie goed aandra nie. Bid vir daai persoon in daai oomblik. Maar Paulus vermaan hulle hierso, en ons gaan sien in 2 Tessalonisense vermaan hy hulle harder oor dit, want lyk my dit het nie goed gewerk nie. Dit was vir hulle te lekker om rond te hang en niks te doen nie, en eintlik te wag vir hierdie wederkoms. Daar's 'n gesegde in Engels wat hulle sê, be careful that you are not so heavenly minded that you are of no earthly good. En dit is wat begin gebeur het hierso. So wat het gebeur? Hulle het te veel tyd gehad, wat veroorsaak het? Hulle het te min geld gehad, en hulle het te las geraak op ander mense. My en jou lewe weerspieël wie God is. As mense na ons kyk, is dit wat hulle sien van God. As ons nie eerlik is nie, as ons heeltyd rondloop en almal gaan vra, luister my, help my met hierdie, as ons nie reg handel met dit wat die Here vir ons gee nie, dan sien hulle, dit is hoe God dinge doen, want dit is mos die Christene, en hulle is mos kinders van God. Ek en jy is 'n voorbeeld vir die wêreld, hoe ons dinge moet doen. Ons moet getrou wees in dit wat die Here vir ons gee om te doen. As ons nie getrou is in dit wat die Here vir ons gee om te doen nie, dan praat die Engelsman van dan word ons die laughing stock. Mense sê nee, daai Christene, ek weet daarom nie. Dit het onlangs gebeur. Want wie van julle het al gehoor van die datums wat hulle vasmaak van die wederkoms van Jesus? Tot vandag toe is niemand so ver reg gewees nie. En daar was al 'n paar gewees wat dit probeer predict het, om te sê wanneer dit gaan gebeur. En wat doen die wêreld? Hulle kyk na daai mense, en hulle sê, hierdie Christene, ek weet daarom nie. Maar weet jy wat is vir my nog hartseer, meer hartseer as dit? Is wanneer mense dit glo, en hulle gaan verkoop hulle huise, hulle gaan skuld aan, en hulle lewe, want die Here gaan ons nou binnekort kom, en dan gebeur dit nie, dan sit hulle met die gebakte pere. En hulle weet nie wat om te doen nie. Want dit is wat met mense gebeur. Hulle luister na mense, en hulle bou hulle lewe rondom dit, en dan gebeur dit nie so, en alles val in een, en daai ou sê, ek wil nie meer Christen wees nie. Want kyk wat gebeur hierso. Kyk wat gaan hier aan. En mense, die wêreld, jou hulle uit, jou ons as Christene uit, om te sê, kyk wat doen hulle. Wanneer mense na ons kyk, moet hulle sien, hoe lyk dit, om 'n kind van God te wees. Ek en jy moet lewe met die hoop van ewigheid. Ek en jy moet lewe met 'n doel van ewigheid. Ek en jy moet in die oggende kan opstaan en sê, ek het hoop vir hierdie dag, want ek weet daar kom 'n dag, wanneer ek Christus van aangesig tot aangesig gaan kan sien. Paulus sluit hierdie hoofstuk af en hy sê hierdie woorde, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Wat se woorde? Die woorde wat ons nou net gelees het. Hy sê, die wat in Jesus slaap, sal weer deur ons, wat in Jesus is, gesien word met die wederkoms. Eendag gaan ek en jy Jesus van aangesig tot aangesig sien. En die wat geslaap het, hy praat spesifiek van ontslaap is, hy sê nie die wat dood is nie, want hy besef, hierdie vleeslike dood is nie vir ewig nie, dit is tydelik.
Ons gaan die wat in Christus is, eendag weer kan sien. Hierdie 80 na 100 jaar wat jy op aarde het, is voorbereiding vir ewigheid. Hierdie is nie die einddoel nie. Soos wat vir 100 meter atleet, daai 10 sekondes, die einddoel is, die doel hoekom hy alles doen, moet my en jou doel, hoekom ons doen wat ons doen op aarde, ewigheid wees. En ons moet sê, wat kan ek doen in hierdie tyd, wat aan my toegereken is, wat aan my beskore is, wat gaan ek doen, dat dit in ewigheid waarde dra? So my vraag aan jou vanoggend is, wat gee jou hoop? Hoekom staan jy op in die oggend? Hoekom volhard jy deur alles wat jy doen? Hoekom hou jy aan die pad met die Here stap, deur moeilike tye, deur swaar tye, deur verdrukking, deur vervolging? Hoekom hou jy aan hierdie pad stap? Is jou verhouding met God 'n prioriteit? Nie net wanneer dit moeilik gaan nie, maar elke dag. Is dit vir jou belangrik om met hom tyd te spandeer? Want ek waarborg jou, hoe meer tyd jy met hom spandeer, hoe meer tyd wil jy eintlik met hom spandeer. En hoe meer gaan jy soos hy begin dinge doen. Dit moet ons hoopvol maak wanneer ons tyd met die Here spandeer het. Is jy hoopvol vir sy wederkoms? Is jy hoopvol om ontslae te wees van die korrupsie, die gebrokenheid, die vervalle wêreld wat ons in lewe? Want dit gee my hoop om te weet, eendag gaan alle geregtigheid geskied. Alles gaan gebeur soos wat dit moet gaan gebeur. En daar gaan nie meer korrupsie wees nie. Daar gaan nie meer dood wees nie. Gee jy dit jou nie 'n hoop nie? Want dit doen verseker vir my. Sien jy uit vir sy wederkoms? Dan wil ek jou bemoedig, as jy doen, as dit vir jou hoop gee, lewe dan met daai hoop elke dag wat jy het op aarde.